So, ek wil begin, die kerk waar ons was, die vorige kerk, baie jare terug, was daar 'n ou gewees wat saam met ons, half in die ministry was, en is 'n ou wat 'n heavy passie gehad het vir die Here. Dis 'n ou wat 'n hongerte vir die Gees gehad het, en hy was by 'n revival of by 'n byeenkoms, en hy kom terug, en hy kom vertel my soos hoe dit was, en hy kom share net soos hoe amazing hierdie tyd was, en hoe die Here beweeg het, en die miracles wat gebeur het. En hy eindig het toe met woord wat hy ontvang het van iemand af wat na hom toe gekom het en vir hom gesê het, hoorie, God wil vir jou vandag sê, dat jy 'n plek van rus vol. En ek wil hê daai moet vir jou insink, want dit het vir my van daai tyd af, en ek praat, hierdie was seker maklik, 36 jaar terug. So dit was regtig lank terug, maar daai ding het nog altyd by my gestiek, want dit is vir my 'n verskriklike mooi beeld. So as ek 'n titel kan gee aan vandag se boodskap, is dit, is ek 'n plek van rus vir God? As die Here vandag gekom het en hy het 'n plek van rus kom soek by my en jou, sou hy my en jou hart wou kies? Ek wil hê jy moet regtig diep daaroor dink. Sou hy my en jou hart wou kies? Jy sien, ons bid baie keer en sê ons, Here gebruik my, Here seën my, Here lei my, Here help my, Here ek verstaan nie, Here dit, Here dat. Maar stop ons ooit en vra vir die Here, maar Here, is my hart 'n plek van rus vir U? Jy sien, Hebreërs 3 praat, of eintlik voordat ek daar gaan, Genesis tot Openbaring praat God nie van, hy's op soek na perfekte mense nie, nee, hy soek harte wat aan hom behoort. Regte harte. In Hebreërs 3 is daar 'n waarskuwing vir ons. En dis iets wat ek al baie keer oor gepraat het, en dit sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Dit sê nie moenie kerk mis nie. Dit sê nie moenie die verkeerde ding doen nie. Dit sê moenie jou hart verloor nie. Want sodra jou hart op 'n harde plek is alles anders te hard. Ons is besig met die manne van eer ding, en van die ouens wat in die groepe is, ons het al manne van eer gedoen, en ons het nou so 'n bietjie weer begin met 'n teaching. 'n 10-dag kursus ding wat op die Bible app is. En iets wat heavy uitstaan is, hy praat altyd van, soos goed wat gebeur, soos 'n vallende mens se lewe, gebeur nie net met 'n ontploffing nie. Het gebeur nie net met hierdie sudden big explosion, en nou is alles net chaos nie. Nee, dit gebeur met iets baie kleiners. Subtiele verskywings wat binne ons plaasvind. Begeertes en gedagtes en goeders wat ons begin koester en begin regverdig. Kompromieë wat ons begin regverdig. Né? Jy sien, elke keer wat ek en jy toelaat dat 'n compromise die oorhand kry bo jou journey met die Here, lei dit net na 'n plek toe van doodsheid. So, as jy mooi daaraan dink, niemand word een oggend net wakker en besluit net ek gaan nou my huwelik eindig nie. Niemand word net een oggend wakker en besluit ek gaan nou my verhouding met God net stop nie. Niemand word een oggend net wakker en besluit net ek gaan my roeping wat God vir my gegee het net op sy sit nie. Nee, dit gebeur met iets stadig, iets kleiner, oor 'n tyd. Jy sien, ek en jy moet verstaan dat ons aksies volg die keuses wat ons in ons gedagtes maak. Voordat 'n huwelik in die openbaar verbrokkel is en gebreek is daar maande of selfs jare se kompromieë wat ons toegelaat het. Daar's versoekings wat ons toegelaat het, daar's onopgeloste probleme wat ons toegelaat het. Voordat iemand wegbeweeg van die Here af, is daar 'n tydperk van stadig maar seker terugtreë van God af. Jy sien, voor enige uiterlike sonde vind innerlike toestemming plaas. Voor enige uiterlike sonde vind innerlike toestemming plaas. Hebreërs 3 sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Die vraag is nie of God praat nie. Die vraag is, hoe reageer my hart wanneer God praat? En ek wil hierdie noem, in daai vers is dit duidelik dat daar is 'n gehoor van sy stem, maar daar's 'n keuse om nie te volg nie. En dis 'n scary plek, mense. En almal van ons, my en Kluis, is al skuldig in hierdie ene. Maar dit was net die inleiding. Punt nommer 1. Sonde begin met kompromieë. Kompromieë is vir my so 'n weird woord. Compromises.
Kan ek sê compromise, is dit okay? Kompromie, Bianca. Sit gou vir ons 1 Jakobus vers 14 tot 15 op. My vertaling is dalk 'n klein bietjie anders, maar die boodskap is daar. Maar 'n mens word verlei, luister mooi, deur sy eie begeertes wat hom aanlok en hom saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Wat sien ons? Ons sien 'n proses wat hier plaasvind. Eerste, ontwikkel daar 'n begeerte uit jou gedagtes uit. Onopgelos lei dit na sonde toe. Onopgelos lei dit na die dood toe. Jy sien, daai vers daar is nie net om ons te kom vertel van sonde nie, maar is om vir ons duidelik te maak dat in hierdie hele proses is daar tye en plekke waar ek en jy iets kan doen rondom dit. Die manne van Eerboek praat ook van hierdie. We need to interrupt the drift. Skryf hierdie neer. We need to interrupt the drift. Met ander woorde, in hierdie proses van sonde wat bevrug word, wat lei na die dood toe, is ons veronderstel om hom te interrupt. Ons moet ingryp en ons moet hom stop. En nog 'n ding, om in te gryp, is om uit te reik. Om in te gryp, is om uit te reik. Jy sien, voordat ons gedagtes enigstens bevrug word, waar dit lei na sonde toe, is ek en jy veronderstel om in te gryp en om iets te doen, en ons kan nie vir 'n oomblik toelaat om te dink, dis okay, ek gaan net hierdie ding hier hou, eventually sal dit weggaan. Ek het dit al getraai. My vrou het dit al ooit gewerk. Nee. Want ek raak iemand anders te bloot omdat ek dink ek het hierdie, ek gaan hierdie uitsorteer. Jy sien die probleem, of eintlik die probleem begin wanneer sonde meer word, of wanneer die gedagte meer word. Rudy vertel dit altyd so mooi, hy sê, we are the gatekeepers of our thoughts. Hy het dit nou hier lately vir ons 'n paar keer in ons ingedrul. We are the gatekeepers of our thoughts. Met ander woorde, ek en jy besluit, wanneer die gedagte opkom, wat maak ons met daai gedagte? Sondig ons, of doen ons die regte ding? Ons is in beheer van daai. Jy sien maar die probleem kom in wanneer ons daai sonde begin voed. Wanneer die versoeking, wanneer ons hom begin aanvaar, en ons begin hom onskuldig te noem. Wanneer ons daai versoeking begin regverdig. Wanneer ons daai versoeking begin beskerm. En wanneer ons dit begin geniet. Dis waar sonde begin. En al wat gebeur is, dit lei net na 'n doodsheid toe. Dis dalk nie 'n fisiese dood nie, maar dis 'n emosionele dood. Dis 'n geestelike dood. Dis 'n huwelik wat besig is om dood te gaan. Dis 'n verhouding wat verbrokkel. Doodsheid is nie altyd 'n fisiese ding nie. Dit kan selfs daai gevoelloosheid wees wat God ver van jou voel. Verstaan vandag, wanneer jy sit en jy sê, "Yes, die Here voel ver van my af." Daar's iets onderliggend wat pla. Probleem is, as ek en jy nie daai drift interrupt en iets doen aan dit nie, dan lei dit net na dieselfde plek toe en dis vernietiging. Weet jy wat die hartsteerste van alles is? Die mense wat die naaste aan jou is die mense wat eerste daaronder lê. My tweede punt, moenie laat dit hard word nie. So ruk terug, toe moes ek by die manneoggend ook 'n woord bring en die Here begin toe met my te deel oor goeters wat moet sit en ander goeters wat ons nooit moet laat toelaat dat dit hard word nie. Don't let it sit and solidify. God se woord byvoorbeeld moet by ons sit. God se woord moet ons vat en ons moet gaan ponder oor dit, ons moet gaan nadink oor dit. Dit moet fisies eventually hard word binne ons en deel van ons word. Maar dan is daar ander goeters wat ons nooit kan toelaat om te laat sit nie. Woede, teleurstelling, hartseer, kwaad, versoekings, foute, sonde. Ons kan nooit toelaat dat daai goed hard binne ons word nie, want dit maak dit onmoontlik om dit uit te sorteer. Dit is soos 'n vlek op 'n plaveisel. As jy hom vroeg genoeg kan kry en hom skoon maak, kom hy maklik af. Maar die oomblik wat jy vir hom los daar in die son en tyd gaan aan en jy los hom net, dan raak dit baie moeilik om daai ding skoon te kry. En partykeer kan jy hom skoon kry, maar wat gebeur? Daar's 'n vlek wat agterbly. En presies so werk dit met ons in ons harte. Jy sien, bekering beteken om weg te draai, right? Ons het die laaste ruk baie teachings oor dit gehoor. Dit beteken om weg te draai. Maar ware beteken om weg te draai op die regte tyd. Wil hê julle moet mooi hoor op daai ene. Ware bekering beteken om weg te draai op die regte tyd.
Jy sien, dit verg obedience. Dit verg dat wanneer ons sy stem hoor, dat ons actually luister. Jy sien, God gebruik sy waarheid, hy gebruik sy woord, hy gebruik korreksie, hy gebruik aanspreeklikheid. Maar die harde feit is, niemand van ons hou van korreksie nie. Hoekom? Want ons opoffering. En die enigste manier wat herstel kan gebeur, is as opoffering saam met God gedoen word. Daar's geen ander manier nie. Jy sien, ons weet presies wat die foute is, maar ons gaan kies om nog steeds daar binne te trap. Ons wil nog steeds gaan toets. Ons weet baie keer presies wat om te doen om herstel te bring, maar ons kies om dit nie te doen nie, want dit verg opoffering. God praat met jou elke keer. Daar was 'n ruk terug, was daar 'n tyd wat ek was net nie lekker nie. En Brad het net my gemessage vir my gesê, "Jy's my vriend, ek kan sien jy dra swaar." Niks meer as dit nie. En daai het my geprompt om net 'n conversation met my vrou te voer. En dit was nie eers iets so erg nie. Toe kom dit net uit op die stupidste ding, hoekom ek so voel. Wag, ek kom daarby. Derde punt, 'n verharde hart gebeur nie net oornag nie. Hebreërs 3 praat van die Israeliete wat uit Egipte uit gered is. Hierdie is mense wat God se wonderwerke op 'n daaglikse basis gesien het. Hulle het manna uit die hemel uit gesien. Hulle het die Rooi See fisies gesien oopgaan en hulle het deur hom geloop. Hulle het water uit 'n klip uit gesien kom. Hulle het God se teenwoordigheid fisies op die berg kon hulle sien. Net op daai berg is daar vuur en daar's wolke. Tot vandag toe is daai berg nog pikswart bo en niemand kan dit verstaan nie. Die woord sê hoekom, maar get the point. Dis mense wat konstant die wonderwerke gesien het. En tog sê God se woord nog steeds, hulle hou konstant aan om af te dwaal van my af. Hulle harte dwaal konstant weg of af. Hulle harte. God het nie gesê ja, hierdie mense, die mense nie. Ja, dit is die mense, maar hoekom het hy gesê hulle harte dwaal konstant weg? En ek het al gewonder, toe sê ek soos, ja, hoe was dit moontlik? Want ek meen, ek het dit al gesê, as die Here nou hier moet instap, en hy het al baie gesê, hoe gaan jou môre lyk? Want as hy hier instap, dan bevestig dit alles wat ons glo en wat ons doen en wat ons dink, en dan gaan ons lewens verander. Maar dan gaan jy terug na hierdie toe, dan gaan sien jy maar, jeez, hierdie ouens het soos net nie verander nie. Weet julle wat besef ek? Wonderwerke verander nie noodwendig harte nie. Super sad. Wonderwerke verander nie noodwendig harte nie. Jy sien, Judas het saam met Jesus geloop dag in en dag uit. Hy het Jesus se wonderwerke gesien. Hy het Jesus se teachings gehoor. Hy het Jesus se liefde ervaar eerstehands in lewende lywe. Hy het alles gesien wat Jesus gedoen het en tog steeds het hy hom verraai. Jy sien, hierdie mense se harte was hard. Want hulle het God se goedheid vergeet. Hulle het hom nooit vertrou nie. Hulle het aanhoudend gekla. Hulle het tot op 'n plek gekom waar hulle ander afgode gebou het. Terwyl Moses op die berg was in God se teenwoordigheid. Jy sien, dis presies hoe 'n harde hart vandag lyk. Nommer 1, ons vergeet God se goedheid. Hoe baie keer, ek het dit al self gedoen in my lewe voordat ek tot bekering eintlik gekom het, want ek het die Here altyd geken, maar ek het hom nooit voluit gevolg nie. Maar hoe baie keer het ons die Here nodig vir 'n massive breakthrough? Iets wat super onmoontlik lyk. En dan vir daai tyd gooi ons alles in daai ding. My maat, moenie vloek vir my nie, die Here is goed. Moenie Bybel lees. Ek bid meer. Ek kom sit in hierdie banke. Net om te kry wat ek die Here voor vertrou. En dan kom hy deur. En al wat ons doen is ons net na dit vat ons God, sit hom weer in ons sak en ons default weer. Ons het dit al vrek baie gesien. Mense wat kom vra vir gebed vir iets groots, dan sal hulle hier jou maat. En ons bid, die hele kerk is agter hulle. Bid, hulle kry hulle deurbraak weg. Tweede punt is ons raak baie gemaklik en ons bly gemaklik. Pastoor sê doen dit, nee pastoor, hy vra te veel, is opoffering. En sodra iemand ietsie sê wat nie in my prentjie pas nie, dan vat ek offense, ek pak my tas en ek gaan soek aan 'n kerk, totdat ek iets kry wat vir my pas. Né? Ons het nie die boldness om deur goeters te werk nie. Derde punt, ons bly ontevrede en ons bly ondankbaar. Dit is nooit genoeg nie. Dit wat God vir ons gedoen het, is nooit genoeg nie. Jassie vertel my laasweek by die straat uitreik. Vertel hy my 'n ding wat my
Eers het my geshake. Hy sê, slaan 'n ou vir 99 dae en slat hom nie op dag 100 nie en hy sê vir jou dankie. Maar voer 'n ou vir 99 dae en voer hom nie op dag 100 nie en hy's kwaad vir jou. Hoe waar is dit, né? Yes, en in daai oomblik vra hom, ek sê vir hom, "Yes, my maat, wat's die antwoord? Hoekom?" Dit het my geblou. Dit was want dis die reine waarheid. En weet julle wat dit is? It's the unwillingness of our hearts to actually change and accept and be, om dankbaar te wees. Yes, en dis 'n harde een om te kou. En hoe baie keer doen ons dit nie met God nie? God sal enigiets vir ons doen en hy sal vir ons dinge gee en hy sal ons red uit 'n lewe uit. Maar kom 'n dag wat jy hom vertrou vir iets en hy vat net 'n bietjie te lank. Of hy gee nie vir jou die antwoord soos wat jy dit wil hê nie. Dan word ons kwaad. Dan is ons kwaad vir God. Dan is daar ander kere wat ons keuses maak, dan draai dit ook nie uit soos wat ons wil hê nie. Dan is ons kwaad vir God. Maar hy selfe straat uitry, kom 'n ou na my toe en hy kom staan en ek check hy's bietjie kwaai. Ek sê, "Wat fout broer, wat kan ek vir jou bid?" Hy sê, "Nee, hy's maar kwaad vir God." Ek sê, "Sjoe, my maat, hoekom?" Hy sê, "Nee, yes, ek was suksesvol daar. Yes, ek het baie geld gemaak uit sy eie besigheid gehad en toe verloor hy alles." Ek sê, "Okay." Ek sê, "Hoekom is jy kwaad vir God?" Hy sê, "Is dit nie God wat ons lewe vir ons beplan nie?" Ek sê, "Ja, 100%, maar daar's twee goeders wat jy vergeet. Een is jou eie wil en twee is die vyand kom om te steel en te verwoes, nie God nie." Hy sê, "Ja, nee, yes, en sy vrou het 300 000 rand by hom gesteel." Ek sê, "Yes, my maat, het jy ooit God gevra of jy met haar kan trou?" Daai man sak, sy gemoed sak daar. Jy sien, dis die ding, mense, is ons wil nooit God betrek by die dinge van ons lewens nie. En weet julle wat die hartseer ding, sodra ons dit doen, dan het ons eintlik nie God nodig nie. Rudy praat ook konstant daarvoor, as ons nie konstant bid nie, beteken dit eintlik ons sê, Here, ons het nie jou nodig nie. Vierde punt, ons begin kompromieë maak en ons begin dit te justify. Ons verkleineer die compromises wat ons begin maak. Ja, ek doen hierdie sonde, maar net so een keer 'n week. Net so een keer 'n week. Ek kan onthou, hier is nou net, ek kan onthou 'n pel van my, het een op 'n tyd toe kom kuier by die werk, en ek en hy begin toe te praat oor soos die journey met lust en pornografie. En ek sê vir hom, "Yes, my maat, dit is 'n probleem. Dis 'n probleem." Ek sê vir my, "Hoe's jy?" Hy sê vir my, "Nee, my maat. Nee, ek is sharp. Ek het nie." Ek sê, "Regtig? As jy niks." Hy sê, "Nee, is nie 'n probleem by my nie. Ek doen miskien so 2 keer 'n week." Ek sê vir hom, "Yes, my maat. Daai's baie, broer. 1 keer 'n jaar is baie." Sien die oomblik wat ons op 'n plek kom waar ons sonde begin justify, is daar iets fout. Ons maak vir onsself ander afgode. Hier kom Bianca se stukkie. Wanneer laas het jy jouself afgevra, hoeveel afgode het jy in jou lewe? Want ons almal is geneig om te sê, "Jesus, nee, ek kon nie by die Here uitkom nie, ek's te besig, man." Ja. Né? Jou vriende, jou kinders, jou familie, jou werk. Wat steel tyd by God? Partykeer is dit selfs ons verliese. Mense wat ons in ons lewe verloor het, omstandighede waar dit sleg gaan. Want ons raak so behep met daai ding dat daar geen plek is vir God nie. Dis alwaaroor ons praat, dis alwaaroor ons bid. So Bianca weet en Bradley weet en die homself weet, ek's 'n bietjie van 'n Rummy Cup champion. Self-proclaimed. En laas week was daar, of die week voor dit, was daar een dag waar ek net super lui was. Slegte dag, net lui. En ek het net niks gedoen nie. En ek het so deur die dag aan Jollak Rummy Cup, aan werk ek, aan Jollak Rummy Cup en ek werk. En ons praat oor die homesel, gaan kyk bietjie op jou fone goeters, en terwyl in die homesel maak ek so oop en ek gaan kyk. 5 ure vir daai dag. Moenie vir my lag nie. 5 ure vir daai dag. Jy sien, jou foon is seker die grootste afgod wat jy op hierdie stadium kan hê. Doen my 'n guns, as jy hier wegstap, gaan huis toe en vat jou foon en gaan kyk net op soos jou history, hoeveel ure. Ek weet die iPhones kan dit doen, ek weet nie van die ander foon, maar gaan kyk hoeveel tyd spandeer jy op watter app of wat ook al. Dan vra jy jouself af, het ek regtig nie tyd vir die Here nie?
Jy sien, ons moet verstaan, dit vat een besluit. Dis een toestemming. Dis net daai een keer. Toe ek op universiteit was, toe kom ek tot bekering in 2007 saam met die pel wat saam met my gebly het. Eintlik my beste pel op die tyd. En Kies en ek en hy was on fire vir Here. Ons is soos, jy weet, op kampus is dit lekker. Op universiteit kan jy kan preach, my man. Dis maklik. En ons het altyd so ding gehad waar ons een van hierdie blou kinderswembaddens opgeslaan het. So die koshuis was in sulke U's gebou. So blok D, blok C, blok B, blok A. So blok D was die kuierblok, dis waar ek gebly het. Trots. Dit was lekker mos. Maar dan het ons hierdie swembad het ons opgeblaas, dan het ons die fire hydrant se hosepipe afgebreek. Dan het ons hom in die shower se kop ingesit en hom vol warm water getap aan die buitekant. Dan is dit soos 'n jacuzzi. En as dit koud weer raak, dan maak jy hom net weer oop. Maak jy hom weer vol. Dan het ons nou daar gesit en gekuier. En ons kom tot bekering en hierdie een spesifieke dag, ek dink dit was 'n Saterdag, ek kan nie onthou nie, maar loop ek en nou dan nou af en ons gaan af en Bloupou is op en ons kyk vir mekaar, ons sê, kom ons drink net een bier. Ons niks, die Bybel sê ons nie, eendag iets van drinkie, kom ons sit net lekker, ons doen ons niks verkeerd nie. Net een bier. Ek en hy klim in, krak een bier en ons sit. En net so 'n rukkie daarna, die vet weet hoe het hy daar uitgekom, maar is obviously die Here, maar een van ons geestelike leiers, hy was so 2 jaar ouer as ons ou. Hy kom af. Hy het eers in daai blok gebly nie. Maar hy was daar. Toe kom hy af en hy stop en hy sê, "Johnno, wat maak julle?" Ja, en onmiddellik is ons opstandig, want dis mos wat ons doen. "Nee, wat? Hier is mos niks fout nie. Ons kuier mos hier, dis net een bier ons, jy weet, en ons fight." En hy's net soos, "Jesus my maat, maar is dit goddelik, hè?" Ja, ons is kwaad. En hy sê toe, en hy het dit met soveel grace hanteer. En hy stap toe weg, hy sê, "Okay, Jesus en ons is warm, maar." Daai dag het ek teruggeval. Daai dag het ek my bekering weggegooi. Dis een besluit, mense. Een compromise op 'n ander. Frank by die mannegroep sê dit altyd so goed. Hy sê, slip once, slip twice, slip away. Slip once, slip twice, slip away. Dis hierdie klein compromises wat ons maak in ons lewe. Dan maak dit die volgende keer net makliker om weg te bly en makliker. En voor jy jouself weer kry, dan voel jy so ver van God af. En ek kan hom net nie ervaar nie. Dis nie omdat God wegbeweeg het nie. Dis omdat ek en jy toegelaat het dat ons harte stadig maar seker verhard. Jy sien die manier waarop ons bid en waarvoor ons bid kan ook vir jou ietsie sê. Want as jy konstant bid, Here help my, Here ek kort hulp in hierdie, Here vergewe my vir hierdie. Daai moet ietsie vir jou sê. Daai kom uit 'n plek uit van gebrokenheid uit en daar's ietsie wat jy mee moet deel met God. My 4de punt. Eer is die antwoord op kompromie. Die wêreld sê vir jou, as dit goed voel, doen dit. Jy moet cool wees. As jy goed gaan lyk, doen dit. As dit lekker is, doen dit. Maar wat sê God? God sê, wandel in my weë. Jy sien, eer is nie 'n emosie nie. Eer is 'n besluit. Eer is om waarheid te kies bo gemaak. Eer is om gehoorsaamheid te kies bo plesier. Eer is om opoffering te kies bo selfsug. Eer is om getrou te wees wanneer niemand kyk nie. Eer word gesien in hoe jy praat, hoe jy dink, hoe jy mense behandel, hoe jy jou huwelik beskerm, hoe jy werk, hoe jy jou geld spandeer. Jy sien die oomblik wat ek en jy eer kies ons om 'n plek oop te maak waar ons God se koninkryk kan vestig sodat ander mense kan veilig voel. As daar iets is wat jy kan vat uit hierdie boodskap uit, vat hierdie. Eer is opofferend. Eer kos baie. Kompromie kos baie meer. Ek kan jou nou waarborg, as mense wat hier sit, wat die oomblik toe ek begin praat het oor hierdie, jy het iets opgespring binne jou, want daar is iets wat ek moet mee deel. Almal van ons het dit. Daar's 'n geheim wat ek moet confess. En die ding is, jy gaan nooit in die volheid kan beweeg wat God jou inroep nie, as jy nie jouself toelaat om in eer te wandel en die regte ding te doen en te praat met die persoon met wie jy moet praat nie. Eer kos baie.
Compromise kos baie, baie meer. My 5de punt. Skaamte laat ons wegkruip. Jy sien, na sonde kom skuld. Na skuld kom skaamte. En skaamte wil vir jou fluister, moet niks sê nie. Jy kan dit self uitsorteer. Die kerk moenie weet van dit nie. Hierdie persoon moenie weet van dit nie. Jy het dit. Los. Moenie praat nie. Jy sien, skaamte begin soos 'n skuld te word. Dit steek jou ware identiteit en jou ware waarde weg. Skaamte maak nie net seer nie, dit verdeel. Dis 'n harde ene. Skaamte maak nie net seer nie, dit verdeel. Wat sê die woord oor unity? Where there's unity, God commands a blessing, né? But a house divided cannot stand. As jy skaamte in jou lewe het, gaan jy nooit 'n huis kan hê wat kan staan nie. Jy gaan nie kan loop tot die volheid wat God jou voorgeroep het nie. Sit vir my Hebreërs 3:13 op. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Genesing begin waar eerlikheid begin. Ek het dit al baie keer gesê, jy gaan so ver vry kan kom soos wat jy bereid is om te praat en te confess. Genesing begin waar eerlikheid begin. Jy sien, trotsheid sê ek het hierdie, ek hoef nie te praat nie. Nederigheid sê ek het hulp nodig. En as ons kyk na hierdie vers in Hebreërs, dan wys dit vir jou hoe ons mekaar ook nodig het. Want verstaan dit mense, dis bitter moeilik om te praat, ek verstaan dit, ek weet dit. Maar net so is dit super belangrik vir ons om mekaar te dra. Kom ons gaan terug na die Gospels toe, gou. Jesus het gepreek by 'n huis. En die huis was vol mense, dit was net mense reg rondom. En daar was 4 vriende wat hulle pel gebring het op 'n mat, want hy was verlam. En hulle het daar gekom, en hulle het geen manier ingekry nie, want Jesus was besig om te preek. Hulle het toe daai man opgedra op die dak. Picture dit gehou. Weet julle hoe swaar kan 'n verlamde mens wees? Toe kom hulle daar bo en hulle sak hom af. Hulle het nie, Jesus, stop gehou, hier kom hy. Niks van dit gedoen nie. Hulle het nie omgegee nie. Want hulle was soos, ek moet nou my vriend by Jesus se voete kry. En dis iets vir my en jou. Dis ware fellowship. Hoeveel keer laat ons toe dat omstandighede ons net terughou? Wil nie nou gaan praat nie, ek sien nou lus nie. Né? Ons het mekaar ook nodig in hierdie journey. My laaste punt is vandag. Vandag. Dis 'n woord wat die hele tyd opkom in Hebreërs. Vandag. Nie môre nie, nie wanneer dit makliker voel nie, nie wanneer ek beter voel nie, maar vandag. Vandag. Jy sien, as God met ons praat, verg hy onmiddellike gehoorsaamheid. En iets wat ons 2 weke terug geleer het, wat by my stiek, delayed obedience is disobedience. Vertraagde gehoorsaamheid bly ongehoorsaamheid. Jy sien, God het al baie keer dalk met jou gepraat, of jou gesê, gaan en doen dit, praat met hierdie persoon. Ja, ek gaan dit nog doen. Ek moet net eers. Daai is disobedience, mense. Dis wanneer ons harte verhard, en dan kom ons op 'n plek waar ons besef, ek kan nie die Here se stem hoor nie. Wonder ons hoekom. Ek wil vir ons 4 punte gee, wat 'n praktiese toepassing is, wat ons van nou af kan doen. Nommer 1, beskerm jou gedagtes. Gaan let bietjie op waarmee jy jouself voed. Wat se series jy kyk op TV? Wie jy volg op jou social media kanale? Wat se versoeking sit jy voor jou, wat jy weet is eintlik 'n ding wat jou trek en jou lok? Nadat ek gesien het, Ramikap was 'n 5 ure dag vir my laasweek, het ek hom gedelete. Nie van my tablet af, maar van...
Raak ontslaaf van dit wat jou aandag trek. Partykeer is dit ewen jou mense wat jy jouself mee omring. Het jy dalk vriende wat bepaal wat se kant in jou hart gaan? Is daar dalk plekke wat jy by uithang wat bepaal waartoe jou hart gaan? Mense, hier is ernstige goeters om te consider. Dis nie net 'n so okay. God praat vandag met ons. Tweede punt. Interrupt the drift. As iets opkom, bitterheid, kwaad, versoekings, mense moenie dit begrawe nie. Praat met iemand. Sorteer dit uit. As jy voel jy's besig om te drift, interrupt daai drift en kom uit dit uit. My derde punt. Sacrifice met 'n doel. Jy word vandag gepres om dalk met jou man of jou vrou te gaan praat en te confess oor iets. Jou vriend of jou vriendin. Dalk moet jy gaan praat met jou pastoor. Dalk moet jy gaan praat met jou selleier, met jou geestelike leier, met jou vriendin, met jou vriend. Gaan praat met iemand. Laaste punt is bid met geloof. So ruk terug het ek ook gesukkel om Here se stem te hoor. En een ding het dit net vir my verander, waar Rudy net gesê het, soos gaan net uit en weet net God gaan met jou praat. So maklik soos dit. Die woord sê hy wil met jou praat, so glo dit. En ek het uitgegaan en nie eers 5 minute nie, want ek het geglo net God gaan met my wil praat. En hy het. Jy gaan heeltemal anders te uitloop. Die oomblik wat jy jou geloof in lyn kry met wat die woord actually sê. So ek wil afsluit vanoggend met 'n vraag. Ons vra baie keer, Here, doen iets in my lewe. Help my met hierdie. Maar miskien kom vra God jou vandag. Kan ek net by jou kom rus? Kan ek net by jou kom wees? En jou antwoord is dalk nou op daai oomblik, nee Here, jy kan nie, want ek het hierdie swaar ding wat ek dra. Hierdie rugsak met klippe op wat ek dra in my lewe. Ek voel regtig dat die Here kom en hy roep ons terug vandag. Waar is jou hart? Waar is jou hart? Kom sit jy net hier om daai gewete te sis? Of kom sit jy hier om ernstig God te kom soek in jou lewe? En ek weet dit klink hard. Maar waar is jou hart? God kom roep ons vandag. Nie môre nie. Nie volgende week nie. Nie ek moet eers nie. Maar hy kom roep ons vandag. Jy sien, God verg nie net bloot gehoorsaamheid nie. Maar hy soek 'n hart waarin hy kan kom woon. Waarin hy kan kom rus.